Here Jesus, dankie dat U self hier teenwoordig is, dat U met ons elkeen besig is en in ons harte om juist daai vernuwing waarna ons so smag, dat U dit vir ons kom gee. Dankie dat ons kan oopmaak, ook vir U woord, dat U ook U woord gebruik om met ons elkeen te praat, sodat ons anders sal wees as wat ons net nou in hierdie kerkgebou ingekom het. Dit alles deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Jy's met die oog op die bediening van die nagmaal vanoggend en ook met ons naderende lydenstyd wat vir ons aanbreek, jy's met As Woensdag, eerskomende Woensdag aand, die 18de Februarie. Ons tema vanoggend, laat die liefde bly, deur jy spasie te maak aan jou tafel. Laat die liefde bly deur spasie te maak aan jou tafel. En ons teksgedeelte is Markus 2 vanaf vers 13 tot en met vers 17. En ons gaan net nou saam sommer uit daai teksgedeelte ook lees. Dit was mos juis Paulus gewees wat geskryf het in 1 Korintiërs 13. En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan, wat die meeste saak maak, wat die belangrikste van alles is die liefde. Nou gister was Valentinesdag gewees. En of jy daarin glo of nou nie daarin glo nie, of vir jou belangrik is of nie belangrik is nie, met al die kaartjies en boodskapies wat ons vir mekaar gestuur het, en veral vir die geliefdes in jou lewe, is ons eintlik gekonfronteer met die hele begrip van liefde. En daarom wil ek ook sommer vanoggend die woord liefde voor jou ophou. En dink so 'n bietjie gou saam met my, wat kom sommer eers in jou gedagtes op as jy dink aan die woord liefde? Wat is die sinonieme van liefde waarmee jy daagliks leef as jy dink oor liefde? Wat is die konsepte? Wat is daai beelde? Wat is daai metafore wat nogal vir jou belangrik is, wat jou help om liefde te verstaan in jou lewe? Waaraan dink jy sommer dadelik as jy dink aan die liefde? Nou as ek oor die liefde dink, dan kom hier die groot beeld by my op van 'n etenstafel. En ons ken mos nou 'n etenstafel. 'n Etenstafel is mos waar jy lekker kos kry om te eet. En amper belangriker, ons kry kos om saam met mekaar te eet. Dis juist om 'n etenstafel, is daar lekker kos, en daar's lekker mense met wie jy gesels en sommer diep gesprekke kan hê om 'n etenstafel. Daar is teenwoordigheid van mense om 'n etenstafel. En daarom kan ons om 'n etenstafel saam lag en ons kan ook saam huil om 'n etenstafel. Ons kan saam groei. En is juis om 'n etenstafel staan die tyd so maklik stil. En ek glo dit is ook jou ervaring van 'n etenstafel. Nou in die huis waarin ek groot geword het, het ek werklik sakke vol liefde beleef daar om die etenstafel. Veral saans as ons saamgekom het as gesin om te eet. Daar kon ons lekker gesels. En ons almal in ons huisgesin is ekstroverte. So as daar gepraat was tussendeur die etery, het ons almal gelyktydig gepraat. Maar julle sal nie presies weet hoe dit is nie, maar dit is chaos. As almal om die tafel, 2 sissies wat baie praat, en ek nog, my pa en ma, ons het gepraat en almal gelyktydig. Maar dit was juist om die tafel wat ons kon ervaar van face to face. Jy hoef nie met mekaar te kan gesels van agter 'n selfoonskermpie en tekste stuur vir mekaar nie. Ons was daar in mekaar se teenwoordigheid. En as ek dink oor daai etenstafel waar ek groot geword het, besef ek, ons kon vrylik met mekaar praat.
Ons was oop gewees. Ons kon vir mekaar sommer in die begin van die ete vra, hoe was jou dag gewees? Wat het alles in jou dag gebeur? Ons kon vrylik met mekaar praat en jou standpunte en jou idees en dit waaroor jy sterk voel kon jy deel. Ons het nie mekaar gestop om vir mekaar te sê, man, check 'n bietjie jou woorde, of wil jy nie eers bietjie daaroor te gaan dink nie. Gaan edit dit eers 'n bietjie en dan kom praat jy met ons nie. Daar was 'n stuk vryheid gewees. En as ons gevoel het, maar die ander een het jou seer gemaak, dan kon jy dit sê. Weet jy het dit gesê, en dit het my so seer gemaak. En juis om die etenstafel kon ons mekaar sê, man, weet jy, ek het nie so bedoel nie, maar ek is jammer daaroor. Ek is jammer. Om die etenstafel kon ons vergifnis prakties maak vir mekaar. Om die etenstafel kon ons teleurstellings deel, maar ook ons drome. Wat ons tog in die agterkom weet, gaan nooit waar word nie, maar ons het dit met mekaar kon deel. En daar was iets van 'n veiligheid, net daar om die etenstafel. Dieselfde liefde het ek nogal beleef, juis toe ek my eie gesin kon hê. Wat 'n voorreg. My eie kinders, my vrou aan tafel, en ons kan aan etenstafel toe sit. En daai liefde wat ons kon beleef het, om net daar te wees in mekaar se teenwoordigheid, lekker kuier, lekker gesels. En dan vriende van tyd tot tyd oor naweke wat by ons tafel kon aansit. Maar vriende wat hulle eie vleis gebring het, hulle eie wyn. So dankbaar daarvoor. Maar dit was juist die bekende teoloog Leonard Sweet met sy boekie From Tablet to Table. 'n Wonderlike boekie as jy hom in die hande kan kry, of jou hand op dit kan sit om te lees. Waar hy my nogal regtig bewus gemaak het van hoe baie die Bybel praat oor tafels. Juis in Genesis 18 lees ons van Abraham en Sara wat 'n tafel gedek het vir 3 vreemdelinge. Wat is vreemdelinge? Julle is reg. Vreemdelinge is mense wat jy nog nooit ontmoet het nie. Vreemdelinge is mense wat jy nie ken nie. Abraham en Sara wat hulle daar ontvang. En wat gebeur daar in Genesis 18? God daag op daar. God daag daar op waar Abraham en Sara gasvryheid betoon om vir mense 'n ete te voorsien aan tafel. Daar het God opgedaag waar daar gasvryheid is. Ons almal ken mos Hebreërs 13 vers 2, 2020 vertaling. Moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur dit te doen, het sommige, sonder dat hulle dit geweet het, engele ontvang. Sonder dat hulle dit geweet het, sonder dat hulle dit besef het. Wat sê die skrywer? Hy sê, God is daar. God is daar. Hulle kon, met die hele idee van engele, daai konneksie maak na God toe. Hy is daar. Waar 'n tafel oopgemaak word en mense in gasvryheid ontvang word. En sonder dat hulle dit besef het. Een van my gunsteling teksverse is mos daai bekende Psalm 23. Psalm 23, veral die 33 vertaling. Die van julle wat nog lees uit die 33 vertaling. Gaan kyk weer daarna. Daarso sê Dawid op 'n stadium, die Here, hy is die een wat my siel kon verkoop. U verkoop my siel. En dan net daarna, dan sê hy in vers 5, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Wie was Dawid se teestanders? Die teestanders is enige iets of enige iemand wat uitdagend kan wees in 'n mens se lewe. Dit is moeilike omstandighede. Dis omstandighede wat jy voel, maar ek wens ek was nooit in hierdie omstandighede nie. Omstandighede wat jy wens jy kan dit net deurgaan en klaarmaak daarmee. Dis omstandighede wat dit so 'n bietjie donker raak in jou lewe. Verliese wat jy beleef.
Goed wat jy moet laat los, moet afskeid neem. Dalk is dit miskien jou liggaam wat nie meer regtig wil byhou nie. Dalk is miskien die dood van 'n geliefde naby jou. Dawid sê hier, as ek hierdie teenstanders voor my het, dan is die Here daar. Die Here is daar. Hy berei die tafel voor my teestanders. Hy is daar. Hy is saam met my. Wanneer ek my moeilike omstandighede in die oë moet kyk, sê Dawid, kan ons seker wees, die Here is daar. Meeste van ons weet al by hierdie tyd, en ons het baie goeie preeke gehad al in die verlede, deur goeie predikante, wat nog steeds nog hier is, in hierdie gemeente, wat duidelik gemaak het, dat die grootste deel van Jesus se bediening was rondom tafels gewees. Daar rondom tafels het hy verhoudings gebou met mense. Daar het hy mense ontvang. Daar om tafels het hy vir mense geleer, wat beteken dit om in God se koninkryk te lewe? Hy het ook in die sinagoges geleer, maar hoofsaaklik om tafels het hy mense spontaan geleer van God se koninkryk. Wie was hierdie mense rondom Jesus se tafels gewees? Die disippels hoofsaaklik gewees. En dan was daar ook vreemdelinge. Mense wat Jesus nog nie voorheen ontmoet het nie, het hy ontvang aan tafel, met hulle gesels, met hulle gekuier. Daar was ook 'n Saggeus, wie hy ontmoet het in sy eie huis. En die gesprek wat daar plaasgevind het, is nêrens opgeteken nie. Ons weet nie waaroor het hulle alles gekuier nie, maar ons weet dat Saggeus se lewe is handomkeer verander toe hy uit sy huis uitgestap het. Deur daai gesprek met Jesus. Jesus het ook 'n straatvrou ontmoet aan tafel, ook fariseërs waarvan ons lees. En elke keer wanneer Jesus saam met mense aan tafel was hy daar met die groot uitnodiging. Kom, sit aan my tafel. Maak nie saak wie jy is nie. Kom sit en deel aan my tafel. Ons kry ook 'n wonderlike ontmoeting in ons teksgedeelte, Markus 2, vanaf vers 13, as jy wil blaai in jou eie Bybel of die plek daar oophou. In die 83 vertaling. Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n Hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit. En hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met sondaars, dis nou die ongodsdienstiges en tollenaars eet, het hulle vir die disippels gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Nou, ons ken Matteus, die evangelieskrywer, Matteus, ken ons dan ook, hy was eers Levi gewees. En Matteus ken ons dan, is die groot tollenaar gewees. Matteus, die tollenaar. In ons terme die groot sarsman. Nou as tollenaar was hy 'n Jood. En as Jood het hy eintlik gewerk vir die Romeinse regering. En dan het hy namens die Romeinse regering het hy belasting ingevorder onder die Jode, onder sy eie mense. So as jy nou 2 en 2 by mekaar kan sit, 'n tollenaar wat 'n Jood is en hy werk vir die Romeinse regering onder sy eie mense, dan verstaan jy dat in Jesus se tyd was 'n tollenaar 'n mees gehate mens gewees.
Jy het hom nie sommer uitgenooi na jou huis toe vir 'n partytjie nie. Jy het hom eerder eenkant gehou. Maar kyk jy mooi, wie was die disippels om Jesus se tafel gewees? En jy is welkom om te blaai na Markus 3 vers 18. Ek moes ook net gou weer daarna kyk en toe sien ek dat om Jesus se tafel, deel van die disipelkring was 'n Simon gewees. Simon die Kananeer. Ook dan bekend as Simon die Seloot. Nou die Selote was 'n onderafdeling van die Jode, 'n Joodse groepering gewees. Maar dit was mense gewees wat geglo het. Ons moet wapens opneem om die Romeinse regering van die troon af te stamp. So hulle wou met alle mag en geweld. Hulle was die vryheidsvegters gewees, die Selote. En Simon, een van die disippels, was ook om daai tafel gewees, saam met Matteus. En ek dink dit is nogal hier waar die storie vir my nogal regtig interessant raak. Want dink jouself net gou in, wie's die mense wat daar sit? Daar so sit 'n Matteus. Hy's vriende met die regering. En dan sit daar ook 'n Simon die Seloot. Hy's 'n vryheidsvegter. Hy wil die regering omverwerp. 'n Tollenaar, vriend van die regering, vryheidsvegter, Simon. Hulle sit saam aan tafel. En ek glo nogal met my hele hart, glo ek dat telke male wanneer Jesus saam met sy disippels kom aansit het aan tafel om te eet, moes hy vir hulle gesê het, weet julle, as julle my wil volg, dan moet julle leer om saam te leef en om saam aan tafel te eet. Dis iets wat julle moet leer. Ek dink Jesus sou vir hulle gesê het, leer om in die liefde te bly. Maak seker dat die liefde bly en verlaat julle nie, in die woorde van 1 Korintiërs 13 vers 13. Leer dat die liefde bly. Dit gebeur as tafels groter gemaak word. Wanneer ons spasie maak vir mense wat anders dink as wat ek dink. Wat anders te voel oor sekere goed as wat ek voel. Mense wat net anders te is. Mense wat jy nie regtig kan verstaan nie. Ek wonder wie van julle het al aan tafel gesit en jy sit teenoor mense in 'n geselskap en jy verstaan hulle nie. Is daar van julle wat al dit beleef het? Jy weet ook nie hoekom hulle sekere goed sê en sekere goed doen nie. Maar die liefde wat bly, maak spasie vir mense wat jy nie kan verstaan nie, maar wat jou ook nie kan altyd verstaan nie. Liefde bly as tafels oopgemaak word, selfs vir vreemdelinge. En ons elkeen het ons eie tafels. En meeste van ons se tafels is maar baie klein. Om ons tafels, as jy dink daaroor, die mense wat om jou tafel is maar die mense wat jy ken en wat jou ken. Mense wat jy vertrou. Mense wat baie soos ek is. Mense wat baie soos jy is en wat soos jy praat. Mense wat my gemaklik laat voel is om my tafel. En ons lewens word maar eintlik hoofsaaklik geleef om hierdie tafels waar ons veilig voel. En om veilig te wil wees is nie verkeerd nie. Maar ek dink nogal die groot ding wat vir ons uitstaan vir oggend, juis uit Markus 2 uit, is die liefde wat bly. Die liefde wat Jesus ons kom leer, is die liefde wat nie maar net bly by klein tafeltjies nie. Dis 'n liefde waartoe Jesus ons uitnooi wat groter maak, wat spasie maak, wat wil oopmaak. En dan gebruik ek die groot woord wat inklusief wil wees. Dis 'n tafel waartoe ons uitgenooi word in ons eie lewens,
waarby ons nog stoele kan kom bysit, omdat ons oop is. Dit is die liefde wat bly. En ons almal weet, as ons mekaar in die oë kyk vanoggend in 'n erediens, dan weet ons, dit is nie 'n maklike pad nie. Om jou tafel groter te maak, om inklusief te wees, om oop te wees, om te groei, is nie altyd maklik nie. Maar die ander groot ding is, dit bring ons juis by 'n plek waar ons kan beleef, God is daar. God is daar. Hy is daar waar die liefde bly. Kortliks gou, hoe kan ons tafels vergroot? Hoe kan ons seker maak dat die liefde bly in ons lewens? Eerste plek, oefen, maar weer, om mense raak te sien. Dit klink eintlik so eenvoudig. Oefen net weer om mense raak te sien. Blaai ons net gou weer deur die evangelies, dan sien ons, Jesus het mense, deur sy lewe, het hy in die eerste plek raak gesien. Dit was melaatses, blindes, fariseërs, bedelaars, verlamdes, maar hy het mense raak gesien. En Matteus, hier in Markus 2, sê ook vir ons, dat Jesus het hom raak gesien, daar waar hy gesit het. Toe Jesus juist by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit. Hy sien hom. Juist in Jesus se tyd, was die tollenaars bekend onder die Jode as asblikhonde. Daarom 'n vreeslike benaming. Maar die Jode het werklik gepraat van die tollenaars as asblikhonde. En Matteus, wat hy sê hier is, hy sê dat Jesus het my raak gesien. Daar waar ek gesit het, voor 'n tolhuis, het hy my raak gesien. En hy sien my raak nie as 'n asblikhond nie. Hy sien my raak as 'n mens. Hy sien my raak as 'n mens met 'n naam, met identiteit, met 'n storie, waarvandaan jy kom. Hy sien my as mens in my geheel, sien hy my raak. As ons weer eens net in mekaar se oë kan kyk vanoggend, en ons is eerlik met mekaar, dan moet ons vir mekaar sê, dit is so maklik, baie keer, om mense anoniem te hou, naamloos, om mense onsigbaar te maak in ons lewens, daar waar ons rond beweeg. Dit is eintlik so maklik. Wat doen jy? Jy's reg, jy kyk maar net daar aan 'n pad. Dan hou jy die mense onsigbaar. Of jy kyk net ander pad. Of jy kyk net bo oor hulle. Lekker maklik. En sodoende hou ons baie keer mense onsigbaar. Maak asof ons hulle nie raak sien nie. Maar as ons wil hê die liefde, soos Paulus sê, moet bly, dan moet ons weer net inoefen om mense raak te sien. Dit is die liefde wat Jesus ons kom leer het, en sodoende maak ons tafels groter. Nommer 2 is bly. Al voel jy om op te staan. Liefde wat bly, wag nie vir die perfekte omstandighede nie. In Johannes 13, as jy gou soontoe wil blaai, en is lekker om net weer daai gedeelte wat ons so goed ken, net 'n bietjie weer deur te lees. Dan lees ons daar van Jesus, waar hy aan tafel sit met sy disippels. Sit hy aan tafel. En ons lees ook daar dat Jesus was diep teleurgestel in sy disippels. En op daardie stadium weet Jesus presies wat wag vir hom. Dis die kruis wat vir hom voorlê. Maar in hierdie moeilike omstandighede kies Jesus teenwoordigheid bo onttrekking. Hy staan nie van die tafel op en gaan die kamer uit nie. En dis nogal iets wat my die afgelope tyd nogal uitdaag.
in my eie lewe. Want ek het ook verstaan en besef dat die maklike weg baie keer as jy om die tafel sit en mense verskil van jou, daar's so 'n bietjie spanning in die lug. Mense tree jou aan vir iets wat jy miskien gesê of gedoen het. Dan is die maklike weg om op te staan en die mense te los. Om 'n ander paadjie, jou eie paadjie dalk te loop. En dis baie keer vir ons as mense die maklike weg. Maar Jesus met sy liefde kom wys vir ons 'n ander pad. 'n Pad van om eerder te bly. Al is daar verskille, al is daar spanning in die lug, al is daar mense wat anders te dink as jy, en al is die mense vir jou eintlik vreemdelinge, om jou tafel, kies om te bly, want so maak jy jou tafel groter, so maak jy spasie en liefde verander. En as dit beteken om dan net te luister, diep te luister, goed te luister na ander, doen dit in die naam van liefde. En as dit sou beteken om te bly, dat jy eerder sekere woorde wat jy graag sal wil sê en wil inbring in die gesprek, eerder moet terugknyp en wegknyp en terughou, doen dit in die naam van liefde. Tweede plek, hoe kan ons tafels uitbrei, groter maak, spasie maak, is juis om te bly, al voel jy soms om op te staan. En dan die derde plek, laaste, hoe kan ons nog ons tafels uitbrei? En dit is so groot gedagte, saam leer ons om ons tafel met grasvryheid te deel. Groot uitnodiging vir my en vir jou, om net aan te hou met ons groot waarde van ons gemeente, gasvryheid. Dis 'n oopmaak dat mense kan tuiskom, kan tuis wees aan 'n tafel. In hierdie week begin ons lydenstyd. Wat 'n spesiale en 'n wonderlike tyd vir die kerk van Jesus Christus, reg oor die hele wêreld, maar ook vir ons as gemeente, om saam op reis te gaan, saam met God en saam met mekaar. En dis nou van die 18de, en ons begin nou eerskomende woensdag aand, 6:00 hier, as woensdag aand, 'n stil erediens, en tot dan die 5de April, juis met Paasfees. Dis juis 'n tyd om dieper te gaan met God in jou verhouding, maar ook met ander. En dalk is dit 'n tyd vir ons almal om bietjie meer spasie te maak, om dalk stoele nader te trek aan jou eie tafel. En daar in die eerste plek is dit vir my lekker om julle uit te nooi. En ons doen dit, en ek doen dit namens Dominee Duffy en Dominee Johan, om julle uit te nooi vir 'n vastyd, om saam met ons 40 dae te vas. Nou vas kan dalk vir jou beteken dat jy een van die dae met die kilos gaan afkom as jy op die skaal klim. Dit kan dit ook beteken, maar dit kan ook beteken dat jy so 'n bietjie detox, wat ons baie keer doen sodat ons bietjie ligter kan weeg. Maar dit dalk ook vir jou, maar 'n vastyd is juis 'n vastyd, is 'n tyd juis vir 'n hernuwing van jou verhouding met die Here. Vas is hertoewyding aan God, om vir sekere goed nee te sê en ja te sê vir God. En dit kan letterlik enige iets wees waaraan jy kan dink in jou lewe. En hoogstwaarskynlik is dit waarvan jy moet vas, waaraan jy nou dink. Dit kan miskien wees sosiale media. Dalk miskien nie vir 'n hele dag nie. Dis dalk groot vir baie van ons oumas wat gereeld op Facebook lê. Maar dalk is dit net miskien 'n uur of 2 ure in die aand om net te vas en jou te weerhou van sosiale media. Dalk wil jy en jou huweliksmaat of miskien jou gesin in jou huis vas juist tussen 6:00 en 8:00 in die aande vir 2 ure of dalk net 'n uur van TV, om in daardie tyd 'n uur die TV af te sit vir die hele week, elke aand vir 40 dae,
En dalk in daai tyd sit om die tafel en lees 'n paar teksverse vir mekaar en bid een of twee sinne saam en dien die Here ook daarmee. Maar dit kan letterlik enige iets wees. Dit kan die suiker in jou koffie wees waarvan jy vas. Dit kan koffie wees, maar ek sê dit nou ligtelik, want koffie is daarom 'n groot ding in baie van ons se lewens. Veral om 'n tafel saam met vriende en jou mense. Goed, so met ander woorde enigiets, ons nooi mekaar uit in hierdie tyd. En maak erns daarmee, 'n vastyd van 40 dae en reg deur die eeue is die vas gebreek op die Sondag. So Sondag kan jy jou vas breek en dan begin jy weer die Maandag. In die tweede plek daar, ons is so dankbaar vir ons boekie, juis vir lydenstyd, met die titel Verdiep. En jy sal sien in die hele boekie kry jy die titels deurgaans op. So baie welkom. Persoonlik kan jy een kry. Barry Oosthuizen is daar in die kuier gedeelte, heel aan die ander kant, 2 tafels, gaan kry jou boekie vir 'n lydenstyd. Dan is daar ook daagliks 'n gedeelte wat jy kan gebruik in jou stilte tyd. Met ander woorde, maak plek, kry 'n spasie waar jy die Here kan ontmoet en kry vir jou 'n lekker stoel. Kry jou Bybel ook wat so lank daar so lê. En dan begin jy ook saam met ons Woensdag aand dan ook, en dan het jy 'n gedeelte om te lees, dan 'n vraagie of 2 wat jy vir jouself toe kan beantwoord, en dan vat jy daai vraagie, en dan gesels jy met die Here ook in gebedstyd dan met hom. Goed, so die boekie, baie belangrik, kry daarvan as jy saam met ons verreis as gemeente tot en met Paastyd. En dan tafelgemeenskap, ons nooi al ons selgroepe en die Bybelstudiegroepe uit om ook saam met ons te reis. En dan is daar ook, as julle weekliks by mekaar kan kom, vragies aan die agterkant, wat julle kan gebruik in julle gesprekke as julle saamkom. Net om te deel wat die Here besig is in hierdie lydenstyd om in jou lewe te doen. Maar dan het ons ook 'n spesiale tyd, Dinsdae-aande om 5:30, saam met lekker koffie, hier in ons kuierarea, gaan ons saamkom vir tafelgemeenskap. Jy kies die mense saam met wie jy om die tafel wil sit, met wie jy gemaklik is, en dan gaan so ons min of meer 'n uur saam wees, en ons gaan net lekker gesels oor die vragies aan die agterkant. En dan spesiaal vir die jong werkendes. Ek het verstaan toe ek hier kom, julle weet presies wie is die jong werkendes. Dominee Duffy gaan daar leiding neem, vanaf volgende Dinsdag aand, in die jeugsentrum. So al die jong werkendes kom daar met lekker koffie saam by mekaar vir daardie geleentheid. En dan soek ek net gou die eerste datum van die eerste Dinsdag aand is die 24ste Februarie. Kom julle ook daar by mekaar, lekker om tafels vir die tafelgemeenskap ook daar. Baie dankie. Amen. En daarom het ons vanoggend ook die voorreg om nagmaal saam te vier. En na ons nagmaalviering gaan ons geleentheid gee, en ek sal dit weer aankondig vir ons koor wat hier saam met ons is. Ek het dit nagelaat in die begin om vir julle te sê, ons is so dankbaar dat julle saam met ons hier is, ook vanoggend met hierdie lied, die leë graf, die oop graf, wat julle net nou ook gaan sing, en ons kan ook deelneem in hierdie koorsang. Nie om saam te sing nie, maar om die woorde te volg wat hulle gaan sing. Ek gaan sommer nou afbeweeg vir die bediening van ons nagmaal. Baie dankie, julle is baie welkom om die broodjie te vat in die hand en die wyn of die druiwesap in jou hand. En juist as ons dit so kan vashou, dan kan ons oë toemaak, want is Jesus self wat hier teenwoordig is, en die een met wie ons nou kan praat, om vir u te sê, Here, dankie vir hierdie spesiale geleentheid, om saam nagmaal te vier, saam met die mense wat saam met ons u tafel deel, en dankie dat ons kan hoor, dat u vir ons elkeen uitnooi met die woorde, kom sit aan my tafel,
deel en eet. Maak nie saak wie jy is nie. Here, kom seën ons. Kom gee vir ons daai heelheid wat ons nodig het. Kom gee vir ons gesondheid. Kom gee vir ons die redding wat ons so nodig het. Amen. Ek het nou vir die Here gesê, dankie dat hy teenwoordig is, maar dit is so, dat Jesus eintlik self voor elkeen van ons kom staan. En dit is hy self wat vir jou vanoggend die brood breek. En hoor wat sê hy vir jou, as hy die brood breek, dan sê hy, dit is my liggaam, dit is vir jou. Net soos wat ek hierdie brood breek, so is Jesus se liggaam gebreek aan die kruis, sodat ek en jy vanoggend kan aansit en kan deel wees van sy tafel. Neem dit en eet dit en glo, dit is vir jou. Hoor ook die Here Jesus wat vir jou sê dat juis wanneer ons die beker skink, dan sê hy vir jou, dit is my bloed, dit is vir jou. Net soos wat die bloed ook vloei, as daar 'n wond is, so het Jesus se wond ook gebloei, en het sy bloed gevloei, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang, sodat ek en jy heelheid kan ontvang, sodat hy ook dalk op hierdie oomblik vir jou 'n stuk genesing kan gee. Want die woord sê, daar is genesing in sy wonde. Neem dit, drink dit en glo, dit is vir jou. Dan sê Tannie Estie, baie dankie, sy het vir ons die beker. Enige iemand wat graag die beker wil gebruik, is baie welkom om die hand lekker hoog op te steek. So hou hom lekker hoog op, ek het net een hand gesien. En dan juist by hierdie oggend, die geleentheid van nagmaal, het ons ook hierso nagmaal ook vir diegene van julle wat wil neem na iemand se huis toe, wat nie vanoggend hier kan wees nie. En dan baie belangrik, sodat jy daai persoon of persone kan bedien met die nagmaal. So die pakkies is hier so voor, ek sit dit so voor en julle is baie welkom om ook daarvan te neem. So kom na vore, dan is ek sien nie duidelike hand, ek sien so 'n paar hande, maar dit is nie hoog op nie. Het lyk my almal wat die beker wou gehad het die beker toe gebruik. Here Jesus, dankie dat U vanoggend self hier teenwoordig is. En dis wat ons in die eerste plek met so 'n nagmaalbediening kom sê, kom verkondig, dat U is hier teenwoordig. U is teenwoordig aan U tafel en U nooi ons elkeen uit om te kom sit. En dankie Here dat U ons kom voed het, dat U ons geloof opnuut weer in U versterk het, sodat ons ook hier kan gaan uitstap om ons tafels groter te maak, ons spasie te maak, sodat ons kan seker maak dat die liefde bly. Amen. Oh
Baie dankie vir hierdie lied op so 'n hoë noot. Ek seker ons kan vir hulle 'n applaus gee. Net ons waardering uitspreek. Baie dankie. Ons is hier aan die einde van ons erediens en ek wil nou vra ook Dominee Duffy, jy het hier by ons aangesluit. Dis as hy saam met my kan kom staan hier. Ons wil graag hierdie erediens ook afsluit met elkeen 'n seënbede wat opgeteken is ook in die boekie wat jy kan kry. Net weer 'n herinnering daar in die kuierarea aan die ander kant by die tafels, die verdiep boekie wat jy kan kry. Vooraan ook die seënbedes van ons 3 leraars. Jy kan sommer net hier so voor staan, dankie. En ons wil julle maar net seën met hierdie volgende woorde. En jy is welkom net jou hande oop te maak, net om daarmee te sê dat jy ontvang ook hierdie seën van elkeen van ons. Ons begin sommer daar met Dominee Johan. Baie dankie. En daarna as ons klaar, as ons amen gesê het, en dan kan julle spontaan hierdie kerkgebou verlaat. Baie dankie. Ontvang die seën van die Here. Kyrie eleison. Mag God jou in hierdie spesiale tyd genadig wees en homself opnuut aan jou openbaar as die lydende knegt van God wat as mens verskyn het. Homself verder verneder het en gehoorsaam was tot in die vloekdood aan die kruis in jou plek. En mag jy dit nog luide getuig met jou lewe. Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Here, U wat self die lydenspad gestap het, kom wees in hierdie tyd naby aan ons. Maak ons bewus van U heilige teenwoordigheid in die alledaagse dinge wat ons doen. Heilige Gees, maak ons in hierdie tyd sensitief vir al ons sintuie, in al ons stil take, in al die moeilike gesprekke, in die wagtye, al die vrae en in al ons onsekerheid. Mag die krag van Christus se kruis ons dra in hierdie tyd, wanneer ons eie krag min word. En mag die geduld van die Gees in ons elkeen groei soos 'n gloeiende vuur, wat nie uitdoof nie, maar aanhou glo, hoop en volhard. God wil baie naby jou kom. Daarom word hy nie gekeer deur 'n chaotiese verlede of wat tans jou grootste worsteling is nie. Mag jy in lydenstyd meer oop wees vir God se koms na jou toe en ervaar dat hy jou sagkens, jou van binne na buite verander en heel maak. Mag jy ook meer oop wees om saam met ander dieper te reis, om te ken en geken te word. God seën jou. Amen.